In hierdie ongelooflike stad waarin ons woon, kan mens nogal maklik sien dat rykdom en mag en status van jou 'n sukses maak. Baie soortgelyk aan ons stad is die antieke stad van Korinthe. En in hierdie stad, net soos vandag, is daar 'n gemeente wat vra, maar hier waar ons woon, hier waar ons werk, hier waar ons kinders probeer grootmaak, hier waar ons oud word, hoe behoort ons as gelowiges te leef? Nou hierdie Korintiërs, hierdie gemeente van Korinthe, kort na die ontstaan van die gemeente, begin luister na apostels, predikers, sendelinge, wat gelyk het soos die stad waarin hulle woon. Dis mense wat status gehad het. Mense wat hulle aanbevelingsbriewe gebring het vir die gemeente. Mense wat ryk was. Mense wat goed kon praat voor ander mense. En dit is eienskappe wat Paulus nou nie heeltemal juis gehad het nie. Paulus was 'n werkende man. Ons weet hy was soms selfs haweloos as hy sendingwerk gedoen het. Ons weet hy was in die tronk. Paulus het ook soms nie altyd so goed voor mense gepraat nie. En nou besluit hierdie gemeente, maar hulle gaan vir Paulus vra, wat is jou aanbevelingsbrief? Waar is dit? Wie is jy om vir ons te kom leer van Jesus? Kom ons lees saam uit 2 Korintiërs 3 vanaf vers 1, Paulus se reaksie op hierdie gemeente se versoek. Begin ons weer om onsself aan te beveel? Of het ons miskien so sommige aanbevelingsbriewe aan julle of van julle nodig? Julle is ons brief, geskryf in ons harte, gelees en verstaan deur alle mense. Julle is duidelik 'n brief van Christus, wat deur ons diens opgestel is, geskryf, nie met ink nie, maar met die Gees van die lewende God. Nie op kliptafels nie, maar op die tafels van menseharte. So 'n vertroue op God het ons deur Christus. Nie dat ons uit onsself bekwam is, om te reken dat iets uit onsself kom nie. Nee, ons bekwaamheid kom van God. Hy het ons bekwaam gemaak om bedienaars van 'n nuwe verbond te wees. Nie van die letter nie, maar van die Gees. Want die letter maak dood, maar die Gees maak lewend. Paulus antwoord hierdie gemeente se hoogmoed nie met arrogansie nie. Hy stuur nie vir hulle 'n lang CV en sê, maar kyk al die goeie werk wat ek al gedoen het nie. Kyk na al die gemeentes wat ek begin het nie. Hy sê baie eenvoudig en baie slim, maar julle is my aanbevelingsbrief. Julle is die bewyse wat julle van my vra. Julle bestaan as gevolg van my aanvanklike sendingwerk in hierdie stad Korinthe. Maar dan weer sê Paulus baie duidelik, dis nie omdat hy so wonderlik suksesvol is nie, omdat hy so wonderlik bekwaam is nie, maar omdat God bekwaam is, omdat God dit so wil, omdat God hom bekwaam maak. En Paulus neem dit dan nog 'n stappie verder. Hy sê nie net is julle my aanbevelingsbrief nie. Julle is 'n brief van Christus. Lewende briewe wat getuig van wie God is. En dit is vir my een van die mooiste praktiese beelde wat ons in die Nuwe Testament kry, van hoe ons as gelowiges kan leef, as lewende briewe. Nou David Bosch skryf, ons het so bietjie die idee gekry, iewers langs die pad, dat ons as God se instrumente moet optree. Menend dat God se klank suiwer deur ons moet kan klink.
Of dalk anders gestel, ons is soos kanale, waardeur God se water suiwer deur moet vloei na die wêreld toe. Nou hierdie idee van 'n suiwer vloei of 'n suiwer klank is 'n tweeledige probleem. Aan die een kant ontken ons eintlik die feit dat ons medewerkers van God is. Paulus kom later daarby, hy sê ons is medewerkers, ons is verteenwoordigers van Christus. Dit is nie net dat God ons kom gebruik nie, God werk saam met ons. Hierdie beeld van die instrument is baie mooi, maar as dit maar net waar was. Ons weet die boodskap wat ons bring is altyd deur mense woorde. Dit kom altyd deur mense aksies, altyd deur mense hande. Ek meen ons lees juis hier uit die woord van God, tog is dit Paulus, die mens, wat dit geskryf het. Paulus wat nooit aanspraak maak op sy eie suiwerheid of selfs sy bekwaamheid nie. Paulus wat weet hy was op 'n stadium Saulus gewees. 'n Man wat baie foute gemaak het. 'n Man wat verblind was deur arrogansie, deur haat. En dit bring my dan nou by die tweede probleem van hierdie beeld. Die beeld van 'n kanaal of 'n instrument wat 'n suiwer boodskap lewer. En dit is dat dit ons eie swakheid en ons eie tekortkominge ontken. Hierdie is vir Paulus 'n baie groot probleem. Sê ons dra 'n masker of 'n sluier om te maak asof ons perfekte mense is. Ons probeer kompeteer met die stad waarin ons woon en probeer wys, maar kyk hoe fantasties is ons ook, hoe suksesvol is ons, hoe baie geld het ons in die bank, hoeveel mag het ons. Paulus sê, hierdie doen onreg aan die boodskap wat ons probeer verkondig. Dit is juis vir Paulus wanneer ons swakheid kan erken, ons menslikheid kan gebruik om te getuig van die God wat bekwaam is, die God wat suksesvol is, die God wat magtig is. Dis wanneer ons swakheid kan verklaar en daarmee dit kan aanvaar wat ons eintlik werklik getuig van hierdie Jesus wat vrede bring, wat genade bring, hierdie Jesus wat lewend maak. Hoekom sal God kies om ons as lewende briewe te gebruik? Dalk omdat hy nie so bang is vir ons spelfoute soos wat ons is nie. Dalk omdat hy nie ons swakheid as swakpunte ag nie. Dalk omdat dit juis deur ons swakheid is dat ons waarlik kan getuig van God se krag en God se gees wat lewend maak. Van God wat die deurmekaare stories van ons lewens vat en dit neem en dit vervleg sodat dit 'n mooi, nie perfek nie, maar mooi verhaal mag wees. Kom ons bid saam. Here, ons wil begin deur net te erken dat ons baie energie spandeer om die maskers en die sluiers in ons lewens aan te hou. Om ons swakheid en ons tekortkominge en ons foute weg te steek. En soms ook omdat ons dink dit doen 'n oneer aan U en aan U boodskap. Here, dankie vir hierdie vars woorde, hierdie vars boodskap van Paulus wat vir ons help om te leer dat ons onsself kan aanvaar omdat U ons aanvaar. Ons onsself kan lief hê want U het ons lief. Al sal ons nooit die dieptes van onsself regtig kan deurgrond nie, weet ons, maar U kan. En U sien ons en U sê, ek het jou lief.
Here, mag ons in hierdie eerlikheid, die vryheid van genade beleef, en van 'n mooi, goeie lewe, al is dit nie perfek nie. Al is daar afdraaie, al verdwaal ons so bietjie. Dankie dat ons weet, U is al die pad saam met ons. Dit is U Gees wat ons lewend maak. Amen. Mag die Here jou seën en jou beskerm. Mag hy sy aangesig, sy teenwoordigheid oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag hy sy aangesig na jou toe oplig en aan jou vrede gee.